Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre in U huis kan wees. Here, baie dankie dat U ons vanmôre wakker gemaak het en dat ons in staat is om vanmôre in U huis te wees. Ek wil bid vanmôre, Here, dat U woord tot ons harte sal spreek in Jesus naam. Amen. Amen. Baie welkom by die AGS Care Village hier in Kuilsrivier in die Protea saal, waar ons vanmôre by mekaar is om die naam van die Here groot te maak. Baie dankie aan die musiekdepartement wat vir ons so mooi gelei het in die voorsang. Ons waardeer dit regtig, baie dankie. Maar ek voel op hierdie stadium dat ons vir Newcastle se PPK kerk moet bid. Hulle pastoor is Vrydagmiddag aan 'n hartaanval oorlede. Pastoor Samuel Boshoff. Hy was een van my oud studente gewees en baie jong. En vanmôre is daar 'n gemeente wat hartseer is. En ek dink dit is net ons voorreg om vir hulle in te tree, ook vir sy vrou Jackie en die kinders. Die Here ook vir hulle net vanmôre in hierdie rouproses sal deurhelp. Kom ons bid vir hulle. Hemelse Vader, U diensknegt het gehoor, well done, faithful servant. Come in. Maar daar is 'n gemeente vanmôre wat hartseer is. Daar's 'n gemeente wat trauma beleef. Here, daar's 'n familie wat vanmôre trauma ervaar. Here, daar's 'n vrou wat vanmôre baie hartseer is en baie vrae het. Ek wil bid vir die kerkraad van daai gemeente, die visievoorsitter, die hoofouderling. Here, dat U hulle eerstens sal vertroos, soos 'n moeder haar kinders troos hulle ook. Maar ek wil bid, Here, dat hulle ook in hierdie tyd bewus sal wees van hulle afhanklikheid van U. Dit bid ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Die tema vanmôre is God is voelbaar, God is tasbaar, God is verstaanbaar. Nou, dit is die tema en dit gaan oor hoe ken ek die Here? Hoe ervaar ek God se liefde, God se omgee in my lewe en ook hoe ervaar ek God? Wie is God in my lewe? Nou, ek wil vir u vra my vanmôre te verdra, want ek gaan die boodskap vertaling gebruik om vanmôre die woord met u te deel. Maar net voordat ek die woord lees, wil ek vir u sê dat voelbaar beteken dit is werklik. Dis nie 'n droom nie. As ek iets kan voel en dit kan vat, is dit 'n werklikheid. En ek wil vir u sê, God is voelbaar. God is 'n werklikheid. God is nie 'n mite nie. God is nie een of ander filosofiese denkpatroon nie. God kom nie uit die Babiloniese ryk uit nie. God is God. En hy is 'n werklikheid. Dan tasbaarheid praat van sigbaarheid. As iets tasbaar is dit sigbaar. En God is sigbaar in elkeen van ons se lewe. Every time a newborn baby cries, I believe. Every time I hear a newborn baby cry, I believe. En dit is daardie sigbaarheid dat die Here nog mense seën dat hulle kinders kan hê. As ek buite in die oggende loop en die voëls sing daar buitekant, dan ervaar ek nog die liefde van die Here en hoe die Here vir ons dan ook deurdra. En dan verstaanbaar beteken ek kan die bedoeling van God begryp. Dit wat die Here sê, wat hy daardeur bedoel,
kan ek begryp, ek kan dit verstaan, dis nie iets onmoontliks nie, dit is nie iets wat ek nie kan bereik nie, dis nie bo my vuurmaakplek nie. Nou, Romeine hoofstuk 11, Romeine hoofstuk 11, vers 33, as jy die woord van die Here saamgebring het, die opskrif hier is, 'n loflied oor God se grootheid. Grootheid beteken voelbaar, tasbaar en verstaanbaar. Dis hoe groot God is. Soos Romeine hoofstuk 11 vers 33. Hierdie gaan natuurlik nou heelwat verskil met die vertaling, maar volg my maar net. En die woord van die Here sê, niemand in die hemel of op die aarde het soveel wysheid en insig soos God nie. Kom ons hoor weer, niemand in die hemel of op die aarde het soveel wysheid en insig soos God nie. Amen. En ek wil vanmôre vir u sê, nou ek gaan dit nou maar elke versie vir versie met u hanteer, dat in God se wysheid, ek glo as ek vanmôre kan vra vir getuienisse, dan gaan baie mense vir my vertel oor hoe God se wysheid en God se vooruitsiening en sy insig hulle beskerm het. En hoe die Here met hulle was. Een van ons inwoners hierso, ek kan nou net nie onthou wie dit is nie, vertel die storie dat sy het 'n trein gekry elke aand wat net op sekere stasies stop. En daarom was sy vinnig by die huis. En een aand besluit sy, maar sy vat nie daai trein wat sekere stasies nie stop nie. Sy gaan die trein vat wat op elke stasie stop. En op een of ander wyse besluit sy, dis wat sy gaan doen. So sy klim toe in hierdie trein wat natuurlik baie langer ry as wat die trein is wat sy gewoonlik ry, en toe sy by die huis kom, was haar ma baie bekommerd. Ek weet as die daarvoor selfone, hoekom is jy so laat? En sy sê, nee, ek het net vanaand besluit, ek vat nie die vinnige trein nie, ek vat die trein wat stasie vir stasie ry. En die volgende oggend toe sy by die kantoor kom, toe hoor sy dat baie van hulle mense met wie sy saamwerk lê in die hospitaal, want daai vinnige trein wat sy moes vat, was in 'n ongeluk gewees, hy het ontspoor, en die Here het haar beskerm, dat sy nie seer gekry het in 'n trein ontsporing nie, omdat sy 'n ander trein geneem het. In God se insig, in God se wysheid, het hy dit so bepaal, dat haar voete het in 'n ander rigting geloop, as wat hy gewoond is om te loop. En baie keer kan ek en u vertel, dat dit was die pad wat ek wou loop, maar die Here het my voete in 'n ander rigting gesit, omdat God in sy wysheid geweet het, wat ek nodig het, en waardeur ek moet gaan, 'n skool waardeur ek moet gaan. Ek weet, ek het dit nou al vir u vertel, maar my voete het bediening toegestaan. Toe ek met my standaard 8 rapport by die huis kom, toe sê my pa, jy's baie mooi geleerd, gaan soek werk. Toe sê ek, nee pa, ek wil universiteit toe, ek wil gaan studeer. Toe sê jy doen dit nie op my geld. Jy gaan ook nie jou matriek op my geld kry nie, jy moet jou eie matriek kry. En daar verander die Here my voetspore in 'n ander rigting, en ek word 'n polisieman. Ek dink dan ook in hierdie week, my oudste kleinkind word hierdie jaar 16. En ek dog eerder toe ek 16 was, het ek al mense toegesluit. Toe was ek al 'n polisieman. En ek kyk en ek wonder, ek dink jy gaan dit reg kry. Maar die Here het my voetspore verander, en weet julle, daai verandering het my baie volwasse gemaak.
Daai verandering het my gemaak dat ek op 'n ander manier na mense kyk as wat sou wees as ek net direk uit skool gaan studeer. So die Here het dit nodig geag in sy wysheid om my in daai rigting te stuur, want hy het geweet, hier gaan ek net 'n crash maak, as ek nie deur hierdie skool gegaan het nie. So ek wil vir julle sê, elkeen van ons kan vertel oor die dag toe die Here ons voetspore verander het. En dan kom die woord van die Here en hy sê, niemand weet so baie soos God nie. Hy weet presies hoe om ons te red uit die mag van sonde en die dood. En is dit nie waar dat die Here het ons gered toe ons sondaars was, toe ons helverdiende sondaars was, en ons geen genade gehad het. As ek in daai toestand sou sterwe, sou ek hel toe gegaan. Ja, dis waar. Maar omdat God in sy allerwysheid en in sy kennis weet hoe om ons te red, hoe om ons te gaan uithaal uit die mag van sonde, het daai pad ook gekom. En dis hoe groot God is, daai tasbare, voelbare, verstaanbare God wat ons dien. Vir my, wat in die kerk groot geword het, ek het in 'n tentveld toe gesit en die Here haal my, red my siel daar in 'n tentveld toe. Op die 26ste Julie 1968. Maar nou lees ek 'n boek van 'n man wat nie wou luister en nie sy hart vir die Here wou gee toe hy nou nog 'n kind was nie, en hy het sy eie pad geloop en toe kom die Here en hy vat sy pad en hy draai sy voetspore en hy beland in die tronk. En daar sit hy in die tronk en die Here kom in wysheid en hy red hom daar in die tronk. Jy sien, vir my was dit, die Here het nie nodig gehad om so hardhandig met my te werk nie. Maar hierdie ou was nodig gewees om 'n bietjie geskit te word. Pastoor Gerard Swart, die boek wat ek geskryf het oor sy lewe, Weggooi kind, Boemelaar kind, Koningskind, is die boek se naam. Praat dit nou, maar dit gaan oor die feit dat hy op die 23ste Desember is hy gebore en toe het hulle sy ma wat hom geboorte gee om in 'n boks by die weeshuis gaan aflaai en weggery. So hy was 'n weggooi kind. Maar hy het natuurlik op 'n harde manier, en dit was hierdie ding van godsdienst was nou regtig nie 'n ding vir hom gewees nie. En toe gaan hy vir 'n mangeloperasie en hy sterf op die operasietafel, letterlik. En in die boek skryf ek daaroor hoe hy aan die ander kant kom en daar is 'n groep mense en almal huil en almal skree en almal moan en hy stap en net toe hy so in die poel van vuur moes val, net toe hy so in die hel sou val, toe kom 'n hand en hy tel hom uit en hy word wakker op die teatertafel. Maar sy bors is pers en blou, want die suster, die teatersuster het op sy bors gespring om sy hart weer aan die gang te kry. En letterlik, hy sê dit was pink, maar hy het geleef. En dit is hoe die Here met hom moes werk, dat hy tot bekering moes kom. Jy weet, so in die wysheid van die Here en die Here allerhande maniere, hoe hy ons voete uit die hel uitdraai hemel toe. Dat ons vanmôre hier kan sit met die wete, sou ek nou sterwe, sal ek hoor hoe die Here vir my sê, well done, faithful servant. Well done, faithful servant. Go in. En dit is net daai tasbare, voelbare, verstaanbare God wat ek. God sit nie daar in die hemel met 'n weerlig en elke keer as ek iets verkeerd doen, slaat hy my met 'n weerligstraal. Ja, dis waar. Ons het gesing.
Love. Love. Here gee so baie liefde. En in sy wysheid het hy vir my en u ons siele gered. Kan ek en u sê op so 'n dag het ek by die saak met die Here reggemaak. Op hierdie dag het ek besluit ek gaan die Here dien. Ek is uitverkoop aan die Here. Is dit nie wonderlik nie? Tasbare, voelbare, verstaanbare God wat ek dien. Wie kan waag om God te oordeel of te bevraagteken? Dit is al maklik om die Here te bevraagteken. Dis baie waar. Jy weet, daai eerste keer toe ons daar by die dokter wegstap en ons in die kar klim en dit tot ons deurdring dat Daphne het kanker, was daar ook baie bevraagtekens vir my gewees. Here, ons het ons lewe vir U gegee. Ons het ons alles gegee vir die bediening. Ons is uitverkoop. En hoekom nou juist ons? En terwyl ek so sit, toe kom die gedagte, nou hoekom nie julle nie? Wat is julle nou beter? Wie kan die Here bevraagteken? Hoe die Here goedheid in ons lewens toelaat. Maar as ons terugkyk, dan sien ons maar die Here het in sy wysheid opgetree. Ons kan nie die Here bevraagteken nie, maar soms verstaan ons dit nie, maar later openbaar die Heilige Gees dit aan ons, en dan verstaan ons hoekom ons daardeur gaan. Ek wil vir u sê, iemand moet nie met my kom praat oor depressie nie, want ek was nog nooit in 'n depressie situasie. Maar daar's mense wat daardeur gaan, en wanneer die Here hulle genees, dan word hulle beraders wat mense kan help. Ons het nou die 18de Januarie, Saterdag die 18de, 9 uur die oggend, of 10 uur. Het ons, ek dink is 10 uur, ja, is 10 uur om mense kans te gee vir die ete en al die 10 uur. Kom Ivan Bason met die manne praat. Ons gaan weer 'n Caleb mannebediening hê. Maar ek wil vir u sê, manne, nooi julle seuns om saam met julle hier te wees. Daai man, as hy nou met die Here bevraagteken, het hy baie redes hoekom hy die Here kan bevraagteken. Hy weet in standaard 9, toe jaag hulle hom so weg uit die skool, uit die hoof sê, as jy jou potlood nie vergeet het, moet hom nie kom haal nie, ek wil jou nooit weer op hierdie skoolgronde sien. As jy nie as jou potlood kan aanhaal nie. En hy gaan weermag toe. En daar in die weermag red die Here sy siel. Wonderlik. En die Here verander sy voetspore. Hy gaan terug na die skool wat hom weggejaag het. Hy staan, hy sê, hy stap daar by die ontvangskantoor in, en die tannie sit en tik. Sy kyk so op, sy sien hom, sy sê, weg, uit! Jy weet, jy kan nie wees. Hy sê, ek wil die hoof sien. Sy sê, die hoof wil jou nie sien nie. Hy sê, nee, ek kom vir verskoning vra wat ek aangevang het. Sy sê, wag, nou moet dit moet die hoof sien. En ek wil nou nie verder sy getuienis uitdra nie. Maar, weet julle wat? Hy het nou 'n roadside recovery unit bediening. So hy gaan na die manne wat op die straat in die modder sit. Manne wat deur finansiële krisisse gaan. Manne wie se huwelike opgebreek. Manne wat kankers het. En hy gaan recover hulle. Hy gaan trek hulle uit daai modder uit. Geestelik, nee. En dis sy bediening, want hy was daar. Ja. Hy was daar. En die rede hoekom hy hierdie bediening het, toe hy in die modder was. Toe bel hy 'n gemeente en die leraar sê, ek kan jou oor 2 weke sien. Hy sê, ek wil jou nie oor 2 weke sien, ek wil jou nou sien. Dis daar nie 'n recovery vehicle om hom uit die modder uit te trek.
Dis hoekom hy toe 'n recovery vehicle geword het. Maar verstaan nie, wie bevraagteken God? Hy loop in hierdie rigting. Ek kan sy pa en ma se reaksie hoor die aand toe hy vir hulle moes sê, hy kan nie weer terug aan skool toe nie. Maar die Here verander dit, sodat hy ons kan kom bedien, die 18de. En hy kom bedien nie die manne uit kopkennis nie. Iets wat hy op universiteit geleer het nie. Hy het dit geleer by God. Hy het daai tasbare, voelbare, verstaanbare God het hy ontmoet. Yes. Is dit nie wonderlik? Dan sê hy, wie ken God se planne? Ek dink ek het al baie voorbeelde gegee oor, ons verstaan nie hoekom dinge met ons gebeur nie. Ons kan nie die plan sien nie. Vir ons kyk met hierdie klappe aan ons oë, so, met beperkte sig. God het nie oogklappe aan soos 'n perd nie. Hy sien die breë prentjie, hy sien die wye prentjie. Ons sien met 'n 38 lens van 'n kamera. God sien met 'n wye hoeklens. En dis God se plan. Jy mag miskien al hier gesit het en gesê, Here, wat is die plan dat ek nou hier in die huis moes beland? Here, wat het ek verkeerd gedoen dat ek nou hier in 'n ouer huis moet sit? Maar God het 'n plan met jou ook. God het ook 'n plan hoekom jy hier is. God het 'n plan hoekom jy nog lewe. God het net besluit, jou werk is nog nie klaar nie. Daar is nog dinge wat jy moet doen. Wie kan dit verklaar? Wie verstaan dit? Ek is seker as ek nou moet sê, wie van julle sou graag nou wil hemel toe gaan, gaan almal julle hande opsteek. I'm so homesick. I'm so homesick. Maar die Here sê, ek het nog planne in jou lewe. Stop die bus. Sien my as die Vader wat tasbaar, voelbaar en verstaanbaar in jou lewe is. Dis wonderlik nie. Is daar iemand wat vir hom kan voorskryf wat om te doen? Ek dink baie van ons het al probeer die Here voorskryf. Jy al gesê, Here, as U dit en dit doen, sal ek dit doen. Here, as U. En dan gee ons die instruksies. En dan kyk die Here so af en sê, my kind, ek sal dit graag vir jou wil doen, maar dan gaan jy net die hele ding opmors. Los dit in my hande. Moenie vir my voorskryf, jy weet presies wat ek weer besig is om te doen. Mag miskien nie altyd so lekker wees om dit te ervaar en te sien nie, maar tog doen die Here dit. Op sy eie besonderse manier doen hy dit. Van God af kom alles wat bestaan. Ek wil vandag vir u sê, God het alles gemaak. Hy het ook u gemaak. U is 'n skepping van hom. En hy is lief vir u. As jy daaraan getwyfel het, wil ek hier moet vanmôre hier uitstap en weet, die God wat voelbaar, tasbaar en verstaanbaar is, het jou lief. Die God van Romeine 11 vers 33 tot 36 is die God wat jou lief het, net soos jy is. Met jou bakore soos myne, bleskop soos myne, die Here het my lief. En die Here het vir my ook aan die kruis gesterf, net so ook vir u. Die Here het u lief, net soos wat jy is. Nou wil ek dan net sê, ek nie 'n probleem met my ore nie, hoor. Ek kan dit net as maar my ore het my nog nooit gepla nie. Hy hou alles in stand. Wow! Die tasbare, voelbare, verstaanbare God hou alles in stand. Hy hou ook hierdie plek in stand. Ons mag na die
begroting kyk, ons mag na die bankbalans kyk, ons kan na die dakke kyk, ons kan na alles kyk wat moet reggemaak word, en ons kan bekommerd wees, en dan lag die Here vir ons, en hy sê, waaroor worry julle? Ek hou alles in stand. Ek sal voorsien. Ja, ek dink as 'n ou moet vir predikante vra, skryf 'n boek oor hoe die Here in julle gemeente sal voorsien het, dan gaan daar nie 'n biblioteek wees wat al daai inligting kan hou. Hoe die Here net op 'n wonderlike, onverstaanbare manier net voorsien het. Ek het nou ander aand so 'n bietjie gelê en dink oor die 3 kerke wat ons gebou het, 3 kerkgeboue. En al 3 is kontant gebou. Dit geen skuld gehad. Die een is vandag 32 miljoen rand werd. En dan sit ek en ek dink, toe ons daai een van 32 miljoen rand gebou het, ja, ek wil julle vertel, daar was nie geld, dis al wat ek wil sê. Maar die Here het gekom op 'n fantastiese manier en net voorsien. Wonderbaar. Ja. Die kerk wat ons in Demus gebou het, ek was nog besig om die fondasies uit te meet, ek en hom Aikot Bos. En die man van die Ready Mix stop daar. Hy sê, pastoor, wat maak jy? Ek sê, nee, ons gaan hier 'n kerk bou. Hy sê, en die fondasie? Ek sê, dis wat ons is nou besig, om Aikot Bos was 'n brugingenieur, hy het brug gebou. Die Stormsrivier brug en so was hy die ingenieur van. En hierdie man het die Ready Mix op uit en al. Hy sê, wanneer hy die fondasie klaar gegrou is, bel net dat ek die sement kan kom aflaai. Word ons hele fondasie vir ons gratis gegooi. Ons bou, en toe die gebou nou mooi dakhoogte is, en so begin ek hier al om die paai, om die gebou skoon maak. Hy selfde man stop, hy sê, wat maak jy nou? Ek sê, ek maak net mooi skoon vir brandgevaar. En as die water van die dak afloop, net, hy sê, kry die plek reg en kom gooi die sement af, dat daar 'n paadjie reg rondom die kerk gegooi word. Dit is die Here wat ek dien. Hy hou alles in stand. Ja. Ou moet die onsienlike sien asof dit sienlik is. Alles is daar om sy naam groot te maak. Ja, amen. Alles is daar om sy naam groot te maak. Ja, amen. Ons het vanmôre, wat het ons gedoen? Ons het die Here se naam groot gemaak deur hierdie woord. Om te sê die Here is verstaanbaar, voelbaar, tasbaar. Is dit nie die naam van die Here groot te maak? Die getuienisse wat ek gegee het, is om die naam van die Here groot te maak. En ek is seker baie van julle brand in julle harte om ook vir ons te vertel wat die Here vir julle gedoen het. Om eer en lof aan hierdie God te gee, want hy is verstaanbaar, daar's niks onverstaanbaar nie. God het jou lief, over en out, finish en klaar. Jy hoef nie daaroor te redeneer en 'n filosofiese boek te skryf. God het jou lief, finish en klaar. Gee hom eer. Vanmôre kan ek en u die Here eer gee vir wat hy vir ons gedoen het. Ons het wakker geword vanmôre. En u wat moes skoenrieme vasmaak, u kon nie eie skoenrieme vasmaak. En u wat ontbyt gehad het, u kon nog self die mes gebruik in die T-bone steak, oor die ou kry nie T-bone steak vir ontbyt nie. Maar jy kon self eet. Jy kon hiernatoe kom. Jy's nog gesond genoeg om hier te kan wees. Dus, hoekom ek kan sê, God is tasbaar, voelbaar en verstaanbaar. Hemelse Vader, baie dankie vir u groot liefde. Here, dankie vir u genade en dankie dat ons u as God kan ken. Here, ons wat eintlik 'n heidene is, ons wat nie eers deel is van u volk in die Ou Testamentiese verbond nie. Here, ons wat eintlik buitekant die laar moet wees.
U kom met U genade en U bring ons in die laag. Here, U red ons siele. Here, U vul ons met U Heilige Gees. Dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons U mag dien. Dankie, Here, dat U genade in U oë gevind het om vir my as 'n sondaar te red. Ja. Paulus sê waarvan ek die grootste was. Ja. Toe hy dankie sê dat U sy siel gered het. So kan baie van ons vandag sê waarvan ek die grootste was. Ek wil nou bid, Here, dat U in hierdie tyd ons sal toebedeel weer met liefde. Here, dat U ons sal toebedeel met 'n gesindheid van nederigheid. Here, dat ons in nederigheid net altyd sal besef wat ons is net genade. Ja. Dankie dat ons U kan dien, Here. Eer, loof en aanbid U daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie.